Nou weer eens almal baie welkom by Kuier om die Woord. En ek weet gewoonlik sê pastoor Mimpie vir my ook welkom, maar ek Baie nou vanoggend. Ja. Is ek ook welkom. Ag, baie dankie. Dan voel ek ook sommer tuis hier by julle. Ja. Jesaja 5. Ja, ons volder vinnig met hierdie Jesaja boek, né? Wie hy so ryk, daar's so baie in hom, Ja, hoekom sal ons hom jaag? dat al sou ons by een vers, Ja. kan ons basies weke bly, so ryk is die woord. En die Heilige Gees lei ons in die volle waarheid, en hy maak dinge vir ons wakker. Nou ja, kom ons begin daar lees dan vanaf vers 1. Laat my tog sing van my beminde, 'n lied van my beminde oor sy wingerd. My beminde het 'n wingerd op 'n vrugbare heuwel. Nou hierdie laat my dink, toe hy nou hierdie mooi poëtiese taal hier gebruik, want dit is wat profete doen, en apokaliptiese taal, wat daai groot woord, dis die Griekse woord vir openbaring, openbaringstaal. So iets wat ons moet leer is om die simboliek te verstaan en hierdie openbaringstaal. Want reg deur die Bybel word dieselfde gebruik, en Jesus dan natuurlik ook, wanneer hy praat, dan gebruik hy dieselfde soort profetiese taal. Maar nou hierdie is vir my mooi, die beminde wat sing. Ek sing vir my beminde, laat my dink aan Hooglied, waar Salomo nou sing, die koning vir die vrou wat hy so lief het, spesifieke vrou. En nou simbolies is as dit verstaan, ons weet, ons het vir julle ook al geleer, dat in die Grieks is die beskrywing van woorde baie ryk. Daar's tot manlike en vroulike forme in die woorde. En dan gees is eintlik in 'n manlike vorm. En siel, wat jou denke, gedagtes, gemoed voorstel, is in die vroulike vorm. So gees leer vir siel. So Salomo besing sy beminde, sy siel. Gees sing vir siel. Soos ons nou vandag, almal van ons koppe het 'n bietjie aandag nodig. Sê amen. Jou gemoed, jou gedagtes, jou denke. Ons dink baie keer so min van onsself, en ons dink sulke onse gedagtes denke. En nou kom die woord, of ons Here Jesus deur die woord, en die Heilige Gees, en hy wil ons bemoedig. En ons gees, wat met die Vader se Gees gekoppel is, wil vir ons siel, denke, gedagtes, gemoed, die vroulike deel, iets leer. Ons wil sing vir ons beminde. Nou, hierdie is vir my vreeslik mooi, en toe ons nou 'n liedjie gemaak, ek en pastoor Mimpie, so ruk terug uit Hooglied uit, van pastoor Mimpie, nou moet ons hom weer probeer sing. My Beminde is vir my 'n bosie blomme, wat ek teen my bors vasdruk. Hoe mooi is jy tog, my vriendin, hoe mooi is jy tog vir my. So besing hy nou sy beminde. En so moet ons dan die woord, want die woord is Jesus, en hy bemin ons. En wanneer ons die woord dan so vat, en ons koester hierdie woord, dan hoor ons sy lied, hoe hy vir ons sing. En dan is ons, wat in die gees gekoppel is, sing dan vir ons sieldimensie. Want nou Dawid sê op 'n plek, my siel, my denke, gedagtes, gemoed, waarom buig jy jou so neer in my? Kom nou, staan op. Psalm 42. Ja, so baie van ons kry ook maar so 'n gemoedsgebuiging, baie keer. Ons voel so gebuig hier tussen die ore, né? En dan sit my so mooi, so eintlik is hierdie woord vir my soos 'n lied, dit bou ons en dit stig ons. Okay, so wat sê hy daar, pastoor Mendy? Laat my tog sing. Wat ek gisteraan aan gedink het is, die woord is water, né? Ja, Sluit aan by jou preek van Sondag. Die woord is ook water, ja, né? Nou, dis onmoontlik om 'n paradijstuin te hê as jy nie water het. jy moet Praat gereeld water geestelik hê. nou, praat Ja, geestelik. ja. Nee. Ja, so So baie wat mense wil 'n geestelike lewe hê wat 'n paradys is, maar die woord wil nie sentraal daarin wees. Ja, en wat nou mooi is ons kyk na hoe Jesus vir ons die koninkryk van die hemele verduidelik deur die saaier saai die saad. Hy verduidelik vir ons hoe ons die koninkryk van die hemele kan betree in onsself deur saad te saai,
die regte saad en natuurlik jou grond moet reg wees. Yes. Want hy praat van verskillende tipes van grond daar. Ja. En dan, dis mooi wat jy sê daar, so die woord is saad, maar die woord is ook water. Want hy was ons met die waterbad van die woord. Yes. Nou dis wat ons moet doen, ons moet gedurig vir ons siel sing en sê, kry die woord, sing die woord vir jouself. Ja. Ons moet dit doen. Daarvoor jy plant, maar jy gee nooit water. Jy moet water gee en dan wat gebeur dan? En ons weet nou, ons het nou besef dat ons denke, gedagtes, gemoed, ons siel is 'n tuin. En dis waarom, soos ons gesien het in verlede Sondag se les, wat Salomo sê, bewaak jou hart, en daai hart is jy mooi gaan ontleed, jou tuin, meer as alles bewaak word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. So wat plant ons? Wat sê ons vir onsself? Romeine 10, om met die mond bely jy of spreek jy tot oorwinning, tot bevryding, tot redding. So ons moet onsself voed met woorde van geloof. Ons moet ons siel stig en opbou, sodat wanneer ons mond oopgaan, want ons tong is 'n planter, dan plant ons die regte woord. En dan ook water, dis ook water, né? En ons hou daai tuin in stand, en jy ontwikkel 'n pragtige habitat tuin wie jy is nou, en dis jou bediening. En jy leef die vrugte van die Gees uit, want jy is die boom waar daar geplant is, Psalm 1, wat die vrugte dra op die tyd wat dit nodig is. Vrugte van Galasiërs 5:22. Okay. Galasiërs 5:22. Ja. Ekskuus, ek moet dit net met julle deel. Die hoëpriester se kleed, nê? Nou het ons 'n probleem as jy weg gaan beweeg van die foon af, hoor. Want ons vang nou op. Die hoëpriester se kleed. As van julle wat die studie gedoen het. Okay, kom ons sê daar's die hoëpriester se kleed. Okay, pastoor Mimpie, jy moet nou verduidelik wat jy daar op die bord doen, want die hoorders Het onderaan 'n grenaatjie en 'n klokkie. 'n Grenaatjie en 'n klokkie. 'n Grenaatjie en 'n klokkie. Okay. Die is die vrugte van die Gees. Die klokke is die gawes. Ja. Okay, daai is die vrugte. Daai is die gawes. Kom ons verduidelik net gou weer vir almal. Die vrugte is onder die klokkies, of Yes. langs die klokkies. Ja. Nee, dis hoe dit is. Jy kry 'n klokkie, en dan kry jy vrugte tussenin, en weer 'n klokkie, sodat die klokke nie teen mekaar sal slaan nie. Ja, Want as 1 Korintiërs 13, en sê as jy nie liefde het nie, is jy lydende sal klinkende metaal en 'n lydende sal. So, dis my so oulik dat die gawes van die Gees word gebuffer deur die vrugte. Ja. Is Maar dit nie mooi ek nie? wil nou net Maar kan ek net gou terugkom? Wag nou net. Die kleed van die hoëpriester is ook 7 dele. Die eerste 3 dele is die wit gedeeltes. Hy het 'n lang wit onderbroek aan, soos 'n lang onderbroek, soos jy in die winter dra. En dan het hy bo oor die lang wit kleed wat tot op die enkels hang. En dan het hy 'n wit gordel daarom. Dis die 3 dele. Dan ons is nou na Paasfees se rigting toe. Ja. Nou daai 3 kledingstukke verwys na Paasfees, fees van ongesuurde brode wat hulle eet, Precies. en dan die eerste vrugtefees. Amen. Dis Paasfees basies, dis 3 feeste saam. Dan Pinksterfees staan alleen, so in die middel. Soos hierdie blou kleed dan wat die hoëpriester oor hierdie wit klere aan het, waaraan hierdie vrugte en die klokke dan nou is. En die blou praat van Heilige Gees. Is dit nie mooi nie? Kan julle dit sien? So Pinkster staan alleen. Nou, wat doen Pinkster? Pinkster word vervul met die Heilige Gees, dan kyk ons terug na die eerste 3 kledingstukke, die wit klere, en ons besef, wow, hoe het ons hier gekom? Ons het nie uit ons eie daar gekom nie, ons het daar gekom omdat Jesus ons daar gebring het. En ons het hom aangeneem. Nie deur werke nie, maar deur geloof. Nou, die wonderlike ding nou is, nou het ons die Heilige Gees in ons, Pinksterfees staan alleen. Nou kom die laaste in die jaar, die laaste 3 feeste. Yes. En dit is die gees van trompette Yes. en die groot versoendag Amen.
en dan die loofhuttefees, Ja. waar hulle almal saam is en kuier om die woord soos ons vandag, en porsies uitdeel. Dis wat ons nou doen. Ons deel porsies woord uit, en nou eet julle nog 'n paar koekies ook hierso, terwyl ons dit doen. Dis lekker, ons het ons koffie en tee al klaar hierso by ons. So is dit nie lekker om te sien hoe die 7 feeste reeds almal vervul is, en Jesus word genoem die Here van die feeste, en die wonderlike ding vir my is, Pastoor Mimpie, as hy die Here van die feeste is, dan beteken al 7 feeste is nou binne in ons, en werk in ons en deur ons, en ons vier fees, man. Wie van julle vier fees? Jy het net 'n fees, en jy moet dit vir jouself sê, en sê vir jou kop, vier fees, bemoedig jouself, bemoedig jou siel, sing vir jou siel. Amen. Okay. Pastor Jan, ek wil gou teruggaan na wat ek oorspronklik wou gesê het. Okay. Toe u my so respekvol in die rede Ek wil geval mooi spreek maar ons leef my u. Ja, maar dis baie mooi. Jy moet dit by die huis ook doen, hoor. Daar's 9 gawes van die Gees. Daar's 9 vrugte. Ja. Okay. Die vrugte is wat mense ervaar van jou. Ja. Nee. Maar die gawes is dit wat jy preek. Nou, ons konsentreer deesdae baie op die vrugte wat ons moet dra. Maar ons moet nou bietjie meer konsentreer op die prediking wat ons moet preek, want dit is die klokkies wat lei. So, ons moet die evangelie verkondig aan mense, Ja, dat klokkies, hulle kan hoor, ja, die dat hulle kan gawes, hoor. die gawes, ons praat van nou, Ja. ons het, die gawes is 'n baie groot studie ook daar. Yes. Maar ek wil net dit sê, as jy 'n boom vat, né, 'n boom word geken nie aan sy gawes nie. Ja. As jy nou Kersfees 'n boom opmaak, en dan hang jy nou allerlei stringetjies en mooi geskenkies en mooi ornamentjies en goedjies aan die boom, en jy sit liggies op die boom, en dan sê nou maar, dis nou jou appelboom wat jy daar agter in jou tuin het, wat jy nou Kersboom gemaak het. Nou, kan jy die boom kwaadlik neem oor sy gawes wat jy aan hom gesit het, want wat jy aan die boom gesit het en gehang het, is gawes. Maar hoe word die boom geken? Nie aan sy gawes nie, aan sy vrugte. Maar ek stem saam, Pastor Mimpie, albei is baie belangrik, maar die gawes moet deur die vrugte werk. Nou, daar moet 'n balans wees. Ja, 'n Daar balans. moet 'n balans wees. Jy kan na mense toe gaan elke dag en vir hulle sê, ek het julle lief en God het julle lief. Ek het julle lief en God het julle lief. En jy kan vir hulle die vrugte van die Gees wys oor en oor. Daar kom 'n stadium wat jy die woord moet vir hulle predik. Amen. Trompettefees. Hulle moet kan iets hoor. Kyk, trompette is hard, jy trompeteer. Amen. En kom deur, dis gawes wat werk nou, en vat voorbeeld die evangelis, hy het die vermoë, as jy daai gawe het om mense los te maak, uit hulle slaaptoestand uit, los te skud. En ons is almal geroep vir voltydse bediening. Ja. En soos ek julle Sondag gesê het, ek het gedroom waar ek staan en ek sê, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie aan die armes te bring. Amen. Om aan hulle wat in die tronke is, te sê, maar julle is vry, wat soek julle daar? En soos wat ek nou in die laaste tyd baie mense besoek, kom ek agter dat dit is nie net genoeg om vir mense te sê, weet jy, ons is so lief vir jou, ons mis jou nie. Dan moet ook prediking wees. Ja, Pastor Mimpie het my nou gedemonstreer hierso, toe gee sy my nou lekker drukkie hierso. Jy moet dit by die huis ook doen, hoor. Ja, dan moet ook prediking wees. Ja, okay. Nee, met ander woorde, mens moet vir mense die woord gee, want die woord is die water. Sonder die water van die Gees kan hulle tuin nie 'n paradys word. Ons moet ons vrees oorwin en in geloof gaan, en baie keer reguit met mense praat soos die Gees vir jou dryf, sonder dat jy bang is om mense af te sit. Amen. Vang julle dit? Jy sal agterkom, die Heilige Gees is nou vaardig op jou, en hy werk met jou, en jy het die vrugte van die Gees, ja, in liefde doen ons dit, maar baie keer kom 'n harder woord deur, want mense moet wakker geskit word. Dan moet 'n trompet moet blaas. Vang julle dit? Okay, dis baie mooi. Vers 2. Hy het dit omgespit en die klippe daar uitgehaal. Praat nou van die vrugbare wingerd heuwel. En nou hierdie heuwel, vrugbare heuwel, verwys vir my na jou denke, gedagtes en gemoed wat vrugbaar is en kan ontwikkel word.
Okay. En hy het dit omgespit. Yes. En die klippe, dit klink soos Markus 4, waar Jesus praat van Van die saaiers uit die verskillende saad. Ja. tipes grond. En dan hierdie klipperige grond het die saad vinnig haastig gegroei, maar Yes. dit het nie lank gehou nie, omdat dit geen diepte van wortel gehad het nie, en toe daai enigste, geringste ou teenstand kom, wat die persoon wat nou die woord ontvang het, 'n bietjie vervolging kom, toe laat vaar hy sommer dadelik die woord, en dit het dood gegaan en geen vrug gedra nie. Hy verwys nogal hierso na Ja. Matteus 21, Is dit waar hy reg? sê, en hy het dit omgespit en die klippe uitgehaal, en dit geplant met edelwingerstokke. Dis vir my mooi. Ja, is baie mooi daai. Edelwingerstokke, nie Amen. sommer gewone edelwingerstokke. Dis Yes. my. En nou vat Nou ons gaan jy reguit na terug na Johannes Genesis toe. 15 toe. Ja, en dan Johannes 15 toe, die eerste plek. Wat Jesus sê, ek is die ware wynstok. Yes, julle is die Ons kan amper daar inskryf hierdie skrifgedeelte van Jesaja 5:2. Kan jy sommer daar in jou Bybel gaan skryf. En dan skryf jy sommer daar in Johannes 15, edel wingerstok. Nou wat vir my mooi is daarvan, as Jesus edel wingerstok is, en ons is ingeplant op daai wie het hom aangeneem? Wat ek nou Yes, sê. amen. Wie vat hierdie woord? Amen. Dan is jy ingeplant. Amen. En bly ingeplant en hou jouself ingeplant. Wat is jy dan? Ook edel. Edel. Hallo jou edel mens. You are a noble man. Hey. En dis hoe ons mekaar moet sien Noble basies, volmaak in Christus Jesus. Ja. En hy het beplant met edel wingerstokke en hy het dit, nou hierdie is mooi net vir so. En hy het 'n toring daar binne ingebou. Hier's nog 'n liedjie wat ons sing. Ja. Sing hom. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. So die toring Ja, is beskerming. Protection, né? ja, So hy het die toring daar gebou. Alles in hierdie tuin, hierdie heuwel wat hy beplant het. Daar's die toring vir beskerming en dit is alles wat jy nodig het as 'n Christen. ja. Het God vir jou klaar daar in jou tuin gesit hier. Ja, Dis en die hoe tuin. beskerm die toring? Amen. Want jy hardloop op in hierdie toring Amen. en jy kry hoogte. Yes. Sê al hoogte. Yes. En as jy hoog is, kan jy sien. En jy kan sien wat gaan aan. Yes. Ek sien vandag in die baie ouens in mielielande, hulle steel so die mielies. Nou bou die boere nou deesdae hoogtes, torings. En dan sit 'n wag wag daarin met ek weet ander boere Verkyker. gebruik selfs wat noem jy die drones, né? Ja. Maar ek sien die boere wat nou nie drones kan bekostig nie, bou 'n toring. Yes. En dan sit die ou nou daarbo en dan kan hy nou sien met 'n verkyker of steel hulle die mielies. So mense, so dis vir my baie mooi Interessant. dat as ons aan Christus behoort en ons is in hom ingeënt en ons bly Yes. in hom, Amen. dan het ons hoogte. Amen. Dit laat my dink aan Jesaja 40, Yes. wat hy sê, hy wat op die Here wag. En ons weet, ons het julle al baie oor en oor vertel, daai woordjie wag is die Hebreëse woord wat eintlik beteken Invleg. om jou gedagtes of God se gedagtes in jou gedagtes in te vleg. Amen. Nou wanneer ons so kuier om die woord en ons geniet die woord, wat doen ons eintlik? Ons vat hierdie woord. En julle wat daar sit, hier sit en luister nou, en julle wat ook luister wat dit nou hoor, jy sê, "Wauw, ek hou van hierdie woord, ek gaan hom vat. Ek wil hom nie net vat nie, ek wil hom koester, ek wil hom invleg." En op Sondag het ons gepraat van die ingeplante woord. Want die ingeplante woord of die ingevlegde woord is in staat om jou siel, denke, Yes. gedagtes, gemoed te red. Daai woordjie gered is so wat beteken jou heeltemal heel te maak, gesond te maak, te red. Nou, weer eens, hy wat op die Here wag, kry nuwe krag en wat gebeur dan? Vaar op met vleuels soos van arends, sien julle die toring, kry hoogte. Amen. Die arme daarbo vlieg, het perspektief en hy sien waar hy gaan en hy sien waar almal is. En ek dink die ou wat die hoogste is die mees veiligste, want jy kan sien, hier kom 'n ding aan. 'n Arme hoender wat hier op die grond loop en wurms soek en mielies pik. Hy sien nie eers dat die orkaan of die storm kom aan nie. Dit tref hom en daar rol hy saam met die tolbosse, né? As dit hom tref. Die arend sien daai storm aankom en wat doen hy? Soos verneem van die ouens wat nou arende ken.
Arend skrik nie vir 'n storm nie. As hy daai storm sien aankom, dan vlieg hy kop aan kop botsing met daai storm. En wanneer hy die storm tref, dan skiet daai storm hom hoog in die lug op, dan gaan hy reg bo die storm. Hoe hou julle daai van? Want hy sien die storm aankom. So kom mense, hy wat op die Here wag, hy wat sy gedagtes invleg, of God se gedagtes invleg, dis nou sy woord, ons kuier om die woord, dis Jesus, in jou gedagtes in, jy kry arendsvlerke. Jy is bo in hierdie toring, jy sien 'n ding aankom en jy's reg daarvoor, vir jouself en vir die mense in jou lewe. Amen. Goed. Maar ek wil teruggaan na Genesis 1 toe. En God het die mens gemaak en God het gesê, dit is goed. So God het jou goed gemaak. Nee, hy het jou goed gemaak. En toe sê hy vir die mense en sy vrou, sien julle hierdie tuin? Bewaak dit. Nee. En dit verwys simbolies na jou tuin, jou sieldimensie nou, gedagtes, denke, gemoed. Toe ons nog op die plaas was en ons het nog geboer met beeste, dan ons ou plaasie is so snaaks, hy daar so 'n dippie. So jy kan nie die beeste sien aan die kant daai dippie nie. Maar dan klim jy op die ons het 'n watertoring daar die watertoring, dan klim jy op die watertoring met die verkyker. En dan kan jy sien, o, daar loop Petrus. En dan sien ek ook sommer hoe die man wat die skape moet oppas lê en slaap daar in die veld. Ja. Dan weet jy, kyk, hier kom moeilikheid, want jy sien daai skape daar reeds beweeg daar aan die draad. Ja. En daai tyd was dit daai dorperskape, hulle was so stout. Veral die een wat nou geleer het om deur die draad te kry. Ja. Ons het nader ons vir so 'n groot stokkie in haar nek gemaak, so as hy probeer deurkruip, dan keer die stok. Maar as jy hoogte het, mense, kan jy sien wat gaan aan. Stem julle saam? Okay. Maar God het gesê, bewaak hierdie tuin. Meer as alles wat bewaak word, en Salomo herhaal dit daar so. Yes. Waar staan dit in, ek het nou nie skrif nie, maar as julle verlede Sondag se les het ek dit vir julle gegee. Okay. En hy het ook 'n parskuip daarin uitgekat. Hierdie klink so 'n bietjie eina, né? Ek weet, jou arme ou drywe gaan nou gepars word. Ja, parskuip. Dit is op hierdie punt waar baie Christene sê, nee, dis die eina. Ek wil nou nie meer, ek gaan nou nie meer die Here dien nie. Ek het nou gedink, ek is net te dryf, ek gaan nou net so op die tafel sit. Nee, my vriend, dis nie waarvoor jy daar is nie. Daai dryf word gesquash. As hy nie gesquash word nie, is daar nie wyn nie. Is daar nie wyn nie. Dis die nagmaal. Ja. Nee? Maar gelukkig word die boom nie gesquash nie. Ja. Die wingerdstok word nie, die edelstok bly edel. Yes. Maar sy druiwe word gesquash. Yes. Ja. En hy het verwag dat dit druiwe sou dra, maar dit het wilde druiwe voortgebring. So hy verwag hierdie heerlike edel druiwe en hy kry wat? Wille druiwe. So wat so 'n wille smaak het. Ek weet nie julle nie, maar ek hou nie daarvan om iets te eet wat wild proe nie. Partykeer eet jy hoender, dan proe jy vreeslik hoender. Of jy eet 'n stuk vis, dan proe jy net vis. Hy moet so 'n bietjie, ek weet nie julle nie, is ek nou stupid. Hy proef my te wild. So ek kan verstaan dat hierdie ou met die edel, ek weet hy het nou 'n edel wingerstok en edel druiwe moet hy hê en nou proe dit wild. Groot teleurstelling, né? Hoe teleurgestel met die Here nie wees as ons nie tot ons volle reg kom. Ek weet jy kry turksvye, né? Die van julle wat turksvye ken. En dan kry jy 'n wille turksvy. Hy dra ook 'n vrug. Maar smaak nou niks. Seker bitter. Snaakse smaak. Jy kan niks met hom doen nie. Nee. Ja, vers 3. Vers 3. Nou dan, inwoners van Jerusalem en manne van Juda, oordeel tog tussen my en my wingerd. So nou is het interessant dat hier kom hy nou, hy besing, hier's nou 'n besinging gewees en nou gaan dit oor op 'n oordeelsituasie. En omdat ons nou soos die boek Jesaja lees, weet ons lees van wie? Naamlik Jesus en van onsself, want Amen. Jesus het alles wat hy gedoen het vir ons gedoen. En nou moet ons hierin iets begin verstaan, want ons sien hier is iets baie moois wat ontwikkel en dan sien ons hier begin nou iets negatiefs raak, want hierdie volk wat die profeet Jesaja dan aanspreek, Israel, Alstarrig en die grootste ding, hulle het afgodsdienaars begin. Hulle het afgodsbeelde begin aanbid van die ander nasies. Nou, afgodsbeelde is wille saad wat jy toelaat om in jou tuin gesaai te word.
So, as jy 'n wonderlike tuin het en jy het nou mooi en jy het nou jou mooi, sê nou maar jy het nou bolletjies daar geplant wat in die winter nou moet vir jou blom, tulpe en goed, en dan sien jy, hier kom 'n dubbeltjie op tussen die goed. Wat doen jy? Jy trek hom dadelik uit, want daai saad hoort nie daar nie, nê? Want jy wil hê, hier moet jou akkertjie wees met die pragtige tulpe of narsings of whatever jy geplant het, nê? So, dis wanneer die saad wat gesaai word in jou gees Ek wil amper so sê, die geestelike saad wat die gees saai, of wat woord is, Jesus sê my woorde is lewe en gees. Gees en lewe. So saai jy in jou tuin is jou denke, gedagtes en gemoed. Ja. Hy sê, oordeel tog tussen my en my wingerd. Wat is daar meer te doen aan Maar my wingerd? dis wat ek nou wil gesê het. Nou Jesus lees ons nou. En omdat ek en jy die Bybel ken, wie ken almal die Bybel? Goed, Nuwe Testament veral. Dink ons dadelik aan Jesus. Van dieselfde openbaringstaal gepraat. Hy praat baie uit Jesaja uit en dan veral in Matteus 23 en 24 wat hy die oordeel dan bring en uitspreek en hy praat uit Jesaja uit van die leiers van daai tyd van die ou bedeling kerkorde en dan sê hy ook in Matteus 24 hier sien julle hierdie pragtige geboue, dis wat die disippels hom gewys het, daar sal nie een klip op 'n ander gelaat word wat nie afgebreek gaan word nie. En dan praat hy van die laaste dae in hulle geslag, in daai geslag van daai disippels van daai tyd. So wanneer ons hierdie nou lees, dan willekeurig, dan dink ons nou aan wat ons gelees het al nou in die evangelies. Is dit nie lekker om nou vandag terug te kyk en sommer die hele totale prentjie te sien nie? Ek meen Jesaja sien net 'n gedeelte vorentoe wat gaan gebeur. En nou het dit klaar gebeur, in Jesus is alles vervul, en nou ook in ons, en die Heilige Gees nou binne in ons, lei ons in die volle waarheid, en ons kan nou terugkyk, wat 2000 jaar gelede, wat die laaste dae genoem is, klaar gebeur het. En nou wat is dit, hou dit vir ons in vandag? Wauw, goeie nuus, want die Heilige Gees is nou in ons met hierdie woord, en ons is nou besig om tot ons volle reg te kom as sy kinders, hierdie bome van Galasiërs 5:22, wat geestelike vrugte dra, en dan dit is ook die gawes van die Gees. Yes. En albei begin nou saamwerk, begin saamwerk, en nou het ons 'n kragtige bediening, want dis waarvoor ons geroep is. Amen. Amen. Almal van ons hoor, nie net ons nie, almal. Vers 5. Is dit vers 5? 4. Wat is daar meer te doen aan my wingerd wat ek nie daaraan gedoen het nie? Waarom het ek dan verwag dat dit druiwe sou dra en dit het wilde druiwe voortgebring? Laat my julle dan nou te kenne gee wat ek met my wingerd gaan doen. Ek sal die doringheining wegneem, sodat dit verwoes word. Ek sal sy muur stikkend breek, sodat dit vertrap. Nou kan ons daar Matteus 24 gaan inskryf. Yes. Vers 1 en 2. Want hy praat van die tempel wat afgebreek gaan word. En onthou nou, die tempel was die middelpunt van die hele Joodse bestaan en hulle leierskap en hulle hele lewe het om die tempel gedraai. Nou, toe hulle in 70 na Christus die tempel verloor het, het hulle alles verloor, en dis waar die ou bedeling finaal tot niet gegaan het, soos Christus voorspel het. Jesus het opgetree in die laaste dae van daai bedeling. Die Heilige Gees is uitgestort, Handelinge hoofstuk 2 in die laaste dae van daai bedeling. Ons kyk nou al 2000 jaar terug, en ons is so excited, want die nuwe koninkryk van die hemel en aarde is ewig. Dit is nog steeds in ons, en dit gaan ewig vorentoe bestaan. Goed. Amen. En ek sal 'n wildernis maak, en dit sal nie gesnoei word of omgespit word nie, maar opskiet met dorings en distel, en ek sal die wolke gebied om nie daarop te reën nie. Kan julle sien die verwoesting? Mense, daai jaar 70 na Christus, dis 40 jaar plus minus nadat Jesus hemelvaart gehad het. En hy het gesê, hierdie geslag sal nie verbygaan voor alles gebeur, die geslag is 40 jaar. So, as jy die historiese geskiedskrywer se boek gaan lees van Josefus, en hy beskryf vir jou hoe verskriklik was daai dae, want Jesus het gepraat van die groot verdrukking, soos hy nog nooit sou gewees het nie. Praat van die tyd, van die Joodse tyd, van hulle tyd. En beskryf dat daar 1,1 miljoen Jode omgebring is. Ongelowige Jode wat nie Jesus se woord ernstig opgeneem het, toe Jesus gesê het in daai Matteus 24, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, vlug na die berge. Jesaja,
Lukas 21 beskryf dit beter. Hy sê as julle die stad omsingel sien deur die vreemde magte, los alles net so. Moenie eers jou goed by die huis gaan haal nie. Hardloop reguit berge toe. En die Bybel in Josefus beskryf dit. Hy's nie eens 'n Christen nie, maar hy's geskiedskrywer, 'n historikus. En hy sê dat nie een van daai Jode wat gevlug het na die berge iets oorgekom nie. En interessant dat Lukas 21 sê, Jesus, daar sal nie 'n haar van julle hoof val nie. Hoekom? Omdat julle luister, my woorde ernstig opneem, wat ek gesê het, ek het voorspel, dit gaan in hierdie geslag gebeur, julle moet hardloop as dit gebeur. En hulle het ontkom. So, dis vir my baie mooi, as mense nou kyk hier, Pastoor Mimpie, ons lees hierso van hierdie verwoesting. Kan julle die so openbaringstaal nou hier vat, hierdie poëtiese taal, en dan kyk jy nou gou wat sê Jesus in Matteus 23 en 24, hoe gebruik hy dieselfde taal, en hoe kom dit ooreen? Amen, ek geniet so hierdie woord. Amen. Wow, Ou en Nuwe Testament werk nou vir my so mooi saam. Wow, Al die dis 'n punte hele kom by eenheid. mekaar uit, ja. Dis 'n hele eenheid. En nou wat wonderlik is, ons tydsberekening is reg. Die moderne kerk vandag se tydsberekening van die laaste dae is heeltemal Uit. amen. En 'n kar wat sy tydsberekening is, wat doen wat? Hy maak harde talle, sê amen. Ja, Nou amen. vandag kry jy mense wat vreeslike harde talle maak en hulle op Facebook en oral kwa van die einde, net omdat daar nou hier 'n oorlog of daar 'n oorlog is. Daar was nog altyd oorlog. Daar was in die tyd van die Jode, daai tyd toe dit verwoes is, was daar die groot oorlog. Ja. Wat die Jode mekaar begin aanvat het, dit was 'n siviele oorlog, en toe kom die Romeinse ryk tot dan gebruik die geleentheid en toe neem hulle die plek oor en breek hom hier af. Okay, kom ons gaan verder. Vers 7. Want die wingerd van die Here van die leerskare is die huis van Israel. daar sê hy dit. Hy sê, ek praat En wat nou is die huis van Israel? Die middelpunt tempel. En die manne van Juda is die tuin van sy verlustiging. Veronderstel om te wees, né? Nou Juda en Benjamin was die onderste stamme wat in die suide gewees het, en die noordelike was die ander 10 stamme, en hulle was almal vyandig met mekaar. Maar soos dit hier voorspel is, Jesus, die Jerusalem was in Juda area, en dit is dan daar waar die tempel was, en waar Jesus dan ook gekruisig is, en al die dinge gebeur het. Okay. Hy sê, en hy, hoofletter, het gewag opreg, met ander woorde, hy het gewag dat dit sal goed wees, né? Maar kyk, dit was bloedvergieting. En soos Josefus, die historikus, verduidelik het, die mense, dit was 'n bloedbad gewees. Jy weet, 1,1 miljoen Jode was basies wreed vermoor geslag. Dit was met spiese en swaarde en messe, dit was iets erg hoor, erg. Hy sê, maar kyk, dit was net 'n geskreeu. Daar sê. Dan sê hy vers 8, wie hulle wat huis aan huis trek, akker aan akker voeg, totdat daar geen plek meer is nie, en julle alleen grondeienaars in die land is. Hier praat hy van hoe die blessings gesteel word. Al die blessings. Hulle kom en hulle vat jou huis, hulle vat jou land, hulle vat dit, hulle vat dat. Hy praat nie van Suid-Afrika nie. Hy praat van jou geestelike blessings wat gesteel word, nie? Jou vrede, jou blydskap, jou getrouheid. Dit word alles gesteel. Nou, so Sondagse les van leef jy 'n woestynlewe, ervaar jy woestyn of ervaar jy paradijstuinlewe. En ons weet nou hoe dit kan gebeur dat jy in die tuin lewe en uit die tuin lewe. As jy die woord, die teenwoordigheid van die Here beleef met die woord. Amen. Nou ons het duidelik ook gesê vir julle Sondag wat verby is, wat veroorsaak 'n woestyn? Afwesigheid van die Here. Wat is 'n tuin? Teenwoordigheid van die Here. Amen. So hierdie mense veroorsaak hierdie toestand oor hulle self. Sê die Here wat nou sê ek wil julle nou 'n punt wys nie. Omdat hulle wegbeweeg van die Here af van God af, na ander gode toe. Hulle vergeet die Here, hulle vergeet sy woord. Dit is vandag ook nog. Mense hoor die woord, maar hulle dink hulle slimmer is die woord. Hulle dink hulle slimmer is die Here. Ja, hulle hoef nie aandag te En hulle wil hulle eie lewe ran, en dan beland hulle allerlei nonsens, en hulle beland in die woestyn. Kyk, die woestyn beskryf eintlik armoede. Die woestyn beskryf, het gaan nie goed met jou verhoudinge nie. Jy's arm met verhoudinge, arm in finansies, arm in alles.
jy sukkel, jy kan jouself nie bymekaar hou nie. Hoekom? Want afwesig van die Here. Maar wat gebeur as jy na die Here toe kom en sy teenwoordigheid beoefen? En hoe doen jy dit? Deur die woord, want die woord is Jesus wat 'n koneksie vir ons bring, 'n verbintenis met die Hemelse Vader. Want as jy Psalm 1 bid, dan bid jy mos die woord oordink jy dag en nag. Dis die woord wat jou weer in die teenwoordigheid van die Here bring. Soos nou vanmôre, ons lees nou die woord. Ek voel so die teenwoordigheid van die Here hier, terwyl ek so met die woord besig is. Weet jy wat gebeur dan? Dan bedink ons hierdie woord. Ons hoor hierdie minnelied wat Jesus vir ons sing deur sy woord. En ons gees werk saam en ons sing nou vir ons siel hierdie woord. En En jou tuin word ons gee gesproei. hierdie tuin water, jong. Amen. En die tuin begin hoe kon ek sê, Opskiet met opskiet pragtige. en dit vorm 'n habitat en jy word vol en jy word ryk en nou begin jy optree, want Salomo sê soos jy dink, soos dit in jou siel gaan, so sal jy jouself uitleef. Wat sê Johannes 3? Ek wens dat dit met jou moet goed gaan, dat jy gesond is, soos dit met jou siel, denke, gedagtes moet goed gaan. So weet jy wat, nou gaan dit goed met ons siel. Hoekom? Want die Here is in die tuin. Waar is jou tuin? Denke, gedagtes en gemoed. Nou gaan dit goed met jou. Hy's nie meer afwesig nie. En nou is die woorde van jou mond soet. En alles wat jy doen, voer jy voorspoedig uit, soos Psalm 1 sê, omdat jy die woord eerste plek gestel het. Wauw mense, ek leer so baie hierson. Ons kan 100 preke uit een versie uit doen. Amen, gaan verder. Vers? Ek dink nou aan 'n woestyn. Hulle sê die woestyn in die dag is so warm dat die son kan vir jou doodbrand. En dan in die nag is dit so koud dat jy kan doodvries. Woestyn is daar nie kos nie. Woestyn is daar wind wat waai. Jy proe sand in jou mond, sand in jou oë, sand oralster. Nee, dit is nie 'n lekker plek om te wees nie. En in die woestyn is daar geen mense nie. So jy is alleen. Jy is alleen nog aan al jou eensaamheid, ellende. Ja, in jou ellende. So kom Okay. mense, kom ons vat hierdie woord, dis water en dis saad, en jy het die blomtuin klaar, jou denke, gedagtes, gemoed, so al wat jy moet doen is, begin 'n plant nou man, laat dit 'n ingeplante woord word. Amen. Nou, weet jy hoe word dit 'n ingeplante woord? Daai Yes, skrif ek staan weet. in Jakobus, en net daarna dan staan, hy sê, ontvang met sagmoedigheid, met nederigheid die ingeplante woord, wat in staat is om jou siel, dis jou denke, gedagtes, gemoed, dis jou Amen. tuin, te red, te laat floreer. En dan net daarna, dan sê verduidelik ek vir jou hoe. Dan sê hy, word daders van die woord. Wie hoor hierdie woord? Dit gaan vir jou niks beteken as jy dit nie begin doen nie. Vat dit, koester dit, begin dit leef. En hoe doen jy dit? Pastoor Miepie, jy het nou gepraat van die gawes. As ons nie die gawes laat werk nie, want ons het almal gawes ontvang. Amen. En as jy gaan met die vrugte, jy gaan met die klokke, en met die, tussen die klokke is jy gaan met die klokke en jy gaan met die vrugte. Yes. Ja. Jy En moet dan- al twee. Ja, want die al vrugte twee. buffer die klokke dat jy nou Ja. nie lelik gaan oorkom nie. Maar jy moet Jy al gaan twee. sterk oorkom, maar met liefde oorkom, en jy gaan die Yes. mense in jou lewe losmaak. Mense, hou op om bang te wees vir jou familie. Hou op om bang te wees vir jou vriende. Hoekom is jy bang wat hulle van jou dink? Begin vir hulle woord gee, tydig en ontydig. Lei daai klokke. Laat die vrugte net tussen die Yes. klokke werk. Amen. Sê amen. Jy Amen. is nou, laat jou bediening wees daders van die woord en nie net hoorders Dis wat wat jy jouself bedrieg bedrieg nie, want jy bedrieg jouself. En dan sê hy, dan is daar ook 'n belofte dat daar sal goed gaan met jou omdat jy die woord begin doen en uit begin leef. Okay, waar is ons nou? Wil jy nou na Jakobus toe? Ja, ek wil gou na Jakobus toe gaan. Jakobus Kort 1, ja. Dink is al vanaf vers 22 rond. Nou ja, terwyl pastoor my besoek toe blaai daar sy nou, sy is sommer vinnig daar. So dan my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, Waar is jy stadig om nou? te praat, stadig om toornig te word. Nee man, ek gaan nou soontoe. O, okay. Wees rustig. O, ek is Daarom doen afstand van rustig. alle veiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red en word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Gaan verder. Want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien.
Want hy sien homself en gaan weg. Vergeet dadelik. Vergeet dadelik. Nou dis wat met Adam en Eva gebeur het, hulle het vergeet wie hulle was. En uiteindelik kom Jesus nou weer en hy wys vir ons wie ons is en nou kan ons weet deur sy woord wie ons is. Kom nou mense, hou op om te vergeet wie jy is. Vat die woord en herinner jouself aan wie jy is vandag. Okay. Vers 25, maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly sal, omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk gelukkig wees in wat hy doen. Jy sien, as jy die woord doen, ek verduidelik dit altyd so met as jy nou leer om motor te bestuur. Julle sal almal onthou toe julle almal begin het om motor te bestuur. Jy kyk so doen jou pa dit, byvoorbeeld of jou oom of wie jou ook al geleer het. En nou sê jy 'n jong laaitie en gewoonlik as jy so 'n jong tiener is, dan dink jy mos jy is slimmer as jou pa en ma. En jy kan dit beter doen as hulle. Is dit nie so nie? En as jy so 21 raak, dan skielik as die lewe jou so 'n bietjie klappe gegee het van alle kante af en sê, ja, hoe het my pa en ma so vanaf so slim geword? Jy weet, maar in elk geval, nou het ek byvoorbeeld, nou sien ek my pa en ek sê, ag, dis maklik. En my pa stop daar op die grondpad. Dis so 'n bakkietjie. Hy sê, kom Janie, jy wil ons nou bestuur, kom. Toe skrik ek myself boeglam en nou moet ek dit doen. My hart begin onstuimig klop. Ek gaan toe nou klim uit by die passasierskant, loop om en klim in. En wat was dit toe, laat ek sien? En ek kom en ek vat en daar trek ek weg. Maar ek konsentreer so op die pedale hier onder op my voete. Ek vergeet skoon om die stuurwiel vas te hou en ek vergeet daar's groot reuse walle en daar's 'n grondpad. En hier gaan die trok sommer teen die wal op. Ek gooi amper die bakkie om daar. En ek skud en hy stamp die trokkie gaan te kere en my pa sê, gryp die stuurwiel en hy sê, toe ek tog jy sê jy kan. Dis so maklik. Nee, Janie. Weet jy wat het dit my geleer? Wees 'n dader van die woord en nie net 'n hoorder nie. Ek het gedog ek is so oulik tot ek dit self begin praktiseer. Maar so het ek dan geoefen later en geoefen en toe raak ek 'n bedrewe bestuurder. Uiteindelik so dink jy nie meer aan die pedale nie, jy dink jy's aan die stuurwiel nie, jy doen alles outomaties, sê almal outomaties. Mense net soos met ons nou vandag. As ons hierdie woord vat en ons vat dit uit. Soos ek bring nou vir julle die woord. Ek nou vir julle sê ek kry meer as julle. Weet jy hoekom? Want ek bring die woord. Pastoor Mimpie bring die woord. Julle gaan nie leer en julle gaan nie groei in die woord as jy nie die woord vir iemand anders vertel nie. Dis waar, ja. En dis hoekom ons hierdie toolbox het of gereedskap raamwerke wat ons vir julle gegee het en dit is ons kerk se visie en missie almal in voltydse bediening dat julle kan daai raamwerke want dit is vereenvoudig alles kan vat en dan na mense toe kan vat en hulle behoeftes gaan aanspreek want dit spreek behoeftes aan. Almal sal altyd wil luister. As iemand siek is, het jy die raamwerk en jy kan daai mense gaan bedien. Mense, julle gaan verbaas wees as jy daai woord begin toepas en jy gee dit weg vir iemand anders. Ja, daai lewendig. En jou gaan lewendig raak. En jy gevestig gaan raak. Dan is jy nie meer 'n hoorder wat jouself bedrieg nie, maar 'n dader van die woord. Okay. So ek en pastoor Mimpie in hierdie gemeente en julle almal saam met my en ons groot missie en visie is om almal te kry om daders te word van die woord, sodat niemand meer bedrieg sal wees nie. Okay, kom ons gaan verder. Terug na Jesaja 5 vers. Ja, ek wil gou-gou. Jy wil gou-gou. Goed. Ja. Gou-gou, jy het gesê gou-gou, né? Gou-gou. Soos Daleen wat so goed kan bak. Daleen, as jy moet vir mense sê hoe om koeksisters te bak, maar jy gee vir hulle net die resep. Dit gaan 'n disaster wees, ja. En hulle het nie bygestaan om te kyk presies wat jy doen nie. En hulle dan gaan dit 10-1, gaan dit klinkers wees. Alleen moet eintlik nou slim wees en ek dink sy doen dit. Sy sê luister, ek het jou nou gewys hoe jy dit doen. Die volgende baksel gaan ek nou kyk en staan en kyk hoe doen jy dit. Ja. En dan leer daai persoon eers werklik. Dis hoe ons die mense moet leer in ons lewe. Ja. Wys hulle hoe om dit te doen. Staan buite en kyk hoe hulle dit doen. Yes. En die van julle wat tuinwerkers het of mense wat in julle huise werk of jy moet hulle oplei, dis die beste metode. Wys vir hulle hoe om dit te doen. Staan terug, laat hulle dit doen en dan leer hulle so vinnig en dan uiteindelik is hulle net so goed soos jy. Sê amen. Goed. Amen. Want ek het al koeksisters geëet, nee, by mense wat gesê, dis die eerste keer wat koeksisters bak. En dan kan jy sien dis die eerste keer. Want
Dis kliphard. Prakties, sê almal prakties. Prakties. Daders van die woord. Goed. Want 10 Waar morgwingerd, is ons nou? 9. 9. In my ore het die Here van die leerskare gespreek. Waarlik, baie huise sal 'n woestynny word en die grootes en die mooies sonder 'n inwoner. Weer terug na Matteus 24:23. Goed. Want 10 morgwingerd sal een enkele pad oplewer en 'n homersaad sal 'n eva Nou vir die van julle wat wil verder studie doen, julle kan gaan Google hoeveel is 'n homer en hoeveel is 'n bad. Yes. Okay, dis interessant, né? Wie hulle wat vroeg in die môre klaar maak om sterk drank na te jaag, wat in die nag laat opbly terwyl die wyn hulle verhit. Shame, en ons is bewus van mense wat hierin val en ek bid nou, Jesus, gee ons genade en gee ons krag, dankie Here. dat ons harder in hierdie mense se lewens kan skyn, Yes. dat hierdie klokke harder kan lei en die vrugte Amen. sterk werk, om hierdie mense los te kry Amen. uit hierdie toestand uit. Amen. En daar is siter en harp, tamboerijn en fluit en wyn by hulle maaltyd. Jol jong, ons gaan jol jong, ons gaan jol. Want kyk, dis mos swaar om te lewe, so ons moet so af en toe bietjie uithak. Dis 'n ontvlugting, né? Ja, so bietjie uithak en 'n bietjie gaan jol. Ja, baie mense soek 'n ontvlugting en dis nou hulle ontvlugting om hulle oor te gee aan dit. En dis waarmee Efesiërs 5 sê, word nie dronk van wyn nie, want daarin is losbandigheid, maar word gevul met die Heilige Gees. En ons weet wat dit beteken. 'n ander vertaling sê, be drunk in the Holy Spirit. Yes. En weet jy die wonderlike daarvan, môreoggend as jy opstaan, het jy nie 'n hangover nie, en jy's sommer dadelik reg en jy's opgewonde en jy's bly in die lewe. Ons het ervaar baie met die herlewings wat ons het, dat wanneer ons so saam is en ons loof en prys in die woord, en ons is basies in herlewing, en ons word dronk in die Heilige Gees, as ek daai terminologie kan gebruik, dan ervaar ons dieselfde. Ons vergeet van ons sorge, net soos 'n dronkhou, né? Ja, Vergeet heeltemal van die sorge en jy dink nie dis aan as jy môre aanhou nie. drink van die Gees. Ja, Ja. so jy het dieselfde beter effek, baie beter, en môre as jy opstaan, dan voel jy goed, jy's nie babbelas. Ja, is verniet. En daar is siter en harp ook, het dit al gelees. Maar op die dade van die Here gee hulle geen ag nie. En die werk van sy hande sien hulle nie. Met ander woorde, hulle ignoreer die Here en wat die Here vir hulle doen, flat out. Daarom gaan my volk in ballingskap, weens 'n gebrek aan kennis, en hulle aansienlikes word hongerleiers, en hulle menigtes Smag van die dors. versmag van die Nou dors. as ons na die Nuwe Testament toe gaan en ons dink aan Jesus, oor en oor praat Paulus veral, hy sê dat ons die kennis moet kry van die Seun. Die totale kennis, en hier begin die kennis al. Die Ou Testament praat van hom, voorbeelde en tipes, skaduwees, en dan kom Jesus in die Nuwe Testament en hy is die werklike van die skaduwee. Wie van julle wil meer die werklike hê? Skaduwee is een ding, maar die werklike. Nou het ons het die skaduwees en ons het die werklike, Jesus Christus. En weer eens, dan leef ons paradijstuin in ons lewe, ons oorvloed, nie woestynlewe nie. Goed. Daarom gaan my volk in ballingskap, staan ook in Hosea 4 vers 6. Verskoon tog. So, pastoor Mempie, kennis, dis nou wat ons doen, dis waar ons kuier om die woord. Ons groei in ons kennis, en soos ons daders van die woord is, groei ons nog verder in kennis. Gaan jy net so 'n bietjie En goed, ons lees verder, waar is ons nou? 14. Daarom het die doderyk sy keel wyd oopgemaak. Kan weer terug na die oordeel toe, en as jy die boek Openbaring bestudeer, sal jy sien dit praat maar presies dieselfde taal, en die Openbaring is totaal vervul, dit is klaar afgehandel, voor die verwoesting van die tempel, daai laaste paar jaar is dit klaar alles voltooi, en die boek Openbaring is geskrywe voor die verwoesting van die tempel in die jaar eerste 100 jaar van Christus. Goed, daarom het die doderyk sy keel wyd oopgemaak en sy mond uitgerek sonder maat, en daarin sink hulle adel en hulle menigte en hulle luidrugtigheid en diegene onder hulle wat uitgelate is.
Dan word die mens gebuig en die man verneder en die oë van die hoogmoedige mense word verneder. Ons dink veral aan Jesus Christus, hoe hoogmoedig was hulle teen hom, hoe het hulle hom gespot, hoe het hulle op hom neergekyk toe hy gekruisig is, en party het gesê, hy is die seun van God, hy is die koning wat hy homself noem, hoekom kan hy homself nou van die kruis afkom en homself verdedig nie? Julle ken al daai goed, wat gebeur het, hulle het die doringkroon op sy kop gesit, om met stokke geslaan en hom gespot. Jy sê mos, jy's 'n koning, jy's die seun van God, en so meer. Maar hoog sal die Here van die leerskare wees deur die strafgerig, en die heilige God sal hom as die heilige laat ken deur geregtigheid. Nou weer eens terug, as ons die hele Bybel ken, die hele boek Openbaring ook sal verstaan, dat alles gaan oor Jesus Christus, en dan ook Jesus se woorde wat hy uitgespreek het in die evangelies, wat hy gepraat het van die verwoesting uiteindelik van Jerusalem se mure, Jerusalem self en die tempel, en die ou tempelbedelingsorde, wat toe nou aan die verbygegaan het, reeds 2000 jaar gelede het dit verbygegaan, en nou is ons deel van die nuwe hemel en die nuwe aarde, en waar is dit? Binne in ons nou, en ons leef dit nou uit, as die Christusbediening, die koninkryk van die hemele aan die mense in ons lewe. So ek gaan nou daar afsluit by vers 16, wie sal 'n aantekening daar maak? Dis waar ons moet begin volgende week. Vader, ons dank U vir U woord vanmôre, ons dank U Here dat ons so almal saam kon kuier hier om U woord. Ons dank U vir almal wat luister na hierdie woord, ons dank U dat oral waar hierdie woord uitgaan, sal dit nie ledig terugkeer nie, maar presies dit doen waarvoor U dit uitstuur. Dit sal mense vul met blydskap en vreugde, en ons almal sal ontwikkel daders van die woord, sodat ons nie meer bedrieg sal wees nie. Ons dank U Here dat ons almee tot ons volle reg kom as U voltydse werkers in bediening, deur U lig, U liefde, U lewe te laat skyn vir 'n verlore gaande wêreld. Wat 'n voorreg om deel te wees van U werk. Ons gee U al die lof en al die prys in Jesus naam, en almal sê amen.